Op soek na die ware Jesus, hoofstuk 3, 'n vals redder en bruidegom. En nou deel 4, die tabernakel, heiligdom van die vyand en onthuller van geheimenisse. My naam is Deidre Pieterse van Ignited in Christ, Suid-Afrika, Julie 2026. Ons stem saam met Paulus, waar hy in 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Kom ons kyk na die inhoud van hierdie lering. Ons gaan eerstens net 'n paar definisies uitklaar. Dan sal ons benadruk wat die perspektief is van hierdie lering. En dit is om ondersoek na die verborgde betekenisse agter die tabernakel in te stel. Ons gaan die vraag vra, maar waar is dan die huis van God, die ware God, Jesus Christus? Ons gaan kyk wie die oorsprong en die outeur, of sal ons eerder sê die vervalser is van die tabernakel. Dan kyk ons na die ontwerp en die inhoud van die tabernakel. Baie belangrik dan die dieper betekenisvlakke. En laastens na die tabernakel as 'n geestelike energienetwerk of kosmiese antenna. Ons hoor baie die woorde kabbalistiese boom van die lewe. Nou dit is niks anders as die vyand se skepping in die mens nie, as gevolg van die sondeval en die vyand se saad, wat bestaan uit die 10 Zephirot of energiesentrums, en wat gevolg gee aan die boom van kennis van goed en kwaad in die mens. As ons in hierdie lering die woord skepping gebruik, dan verwys ons nie na die fisiese skepping buite die mens nie, byvoorbeeld die natuur ensovoorts nie, maar eerder na die skepping van die vyand se koninkryk binne in die mens. Dit wil sê deur die kabbalistiese boom van die lewe, oftewel die boom van kennis van goed en kwaad. Kabbalah. Nou ek het daai prentjie spesifiek daar vir u bygesit om te wys dat as ons aan Kabbalah dink, dan moet ons weet, dit is okkulte kennis. Dit is okkult. Met ander woorde, dit kom van die vyand af. En ons moet nooit die fout maak om te dink dat wat Kabbalah sê is waarheid nie. Nee, ons moet kyk daarna, maar ons moet dit onderskei met die gawe van die Heilige Gees in ons, die gawe van onderskeiding, en ons met die waarheid van die leuen kan onderskei. So, Kabbalah is 'n geestelike tradisie wat binne in Judaïsme is, en Judaïsme is die geloof van die Jode, vandag nog, die wat Jesus Christus as verlosser verwerp. So Kabbalah is deel van die geloof van die Judaïsme, wat daarna streef om die dieper verborgde betekenisse van die Torah, dit is die eerste 5 boeke van die Bybel, te verstaan. Die Zohar is 'n ou mystieke teks wat die hoeksteen van die Kabbalah vorm. Dadelik moet u verstaan en weet dat die Zohar is 'n bron van hoogs okkultiese kennis en is definitief nie die leesstof vir ons as kinders van Jesus Christus of gelowiges in Jesus Christus nie. Maar ons kan bloot kennis neem van die verwysings na die Zohar en wat die Zohar sê, en dan vir Jesus vra wat sy waarheid omtrent dit is. Die vlak van Sod, dit is die kabbalistiese interpretasievlak, die heel diepste
interpretasievlak, wat op die geheime, mystieke dimensie lê. Dit wat verborge is, en slegs aan die sogenaamde verligtes, of geïnisieerdes, bekendgemaak word. Nou die perspektief, of die fokus van hierdie lering is om ondersoek in te stel, na die dieper betekenisse agter die tabernakel, en wat dit ons leer, oor die koninkryk van die vyand, maar ook bovenal, oor die koninkryk van die ware God, Jesus Christus. Kom ons kyk na die huis, koninkryk of heiligdom, van die ware God, Jesus Christus. In Lukas 17, verse 20 tot 21 lees ons, en toe hy, dit is Jesus, deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Hier is Paulus aan die woord. En hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Paulus sê verder in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Verder sê hy, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. En dan sê hy, Handelinge 17 vers 24, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. En nou, die woorde van Paulus aan die Kolossense, Kolossense 1 vers 26 en 27. Dit is die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan, van hierdie geheimenis is, Christus is in julle. Hy is julle hoop op die heerlikheid. Met ander woorde, dierbare bruid van Jesus Christus. Jesus Christus woon in ons deur sy Gees. Alreeds van geboorte af is hy in ons. En ons, liggaam, siel en gees, is die lewende tempel van die lewende God. Nou kyk ons na die oorsprong en outeur van die tabernakel, of sal ons eerder sê die vervalser. In Exodus 25 vers 8 lees ons dat die Here, dit is Jod-Heh-Waf-Heh of Yahweh, het die Israeliete opdrag gegee om vir hom 'n heiligdom te maak, sodat hy onder hulle kan kom woon. Jod-Heh-Waf-Heh, die Here, dit is Yahweh, dit is die Songod, die God wat Moses op die berg Sinaï ontmoet het en die 10 gebooie of die wet aan hom gegee het,
was nie ons God, Jesus Christus nie, maar die God van die Midianiete, die songod, Yahweh, oftewel die vyand. En bruid van Jesus, as u nou deur hierdie stelling geskok word, of nie heeltemal verstaan, waar kom ek daaraan om dit te sê nie, dan moet u allereers teruggaan na hoofstuk 3 deel 3 toe, waar ons mooi vir u sal uitlig en bewys, hoekom ons sê, dat die God wat die 10 gebooie aan Moses gegee het, is nie Jesus Christus nie, maar wel Yahweh, en dat Yahweh die songod is, oftewel die vyand. Maar ons moet onthou, dat die vyand niks kan skep nie. Slegs die ware God, Jesus Christus, kan skep. Hy is die skepper God van alles. Daarom kan die vyand slegs naboots of vervals dit wat die ware skepper God, Jesus Christus, reeds geskep het. Die vyand boots na om te mislei en sodoende die aanbidding van die mense te steel, sodat hy homself as God kan verhef. Al sê ons dus dat die vyand die oorsprong en outeur van die tabernakel van die Israeliete in die Sinaï woestyn was, want hy het die instruksies gegee aan Moses, weet ons ook dat die oorspronklike ontwerp waarop die tabernakel gebaseer was, aan die ware God, Jesus Christus behoort. Die tabernakel het dus inderdaad vooruitgewys, of was 'n voorafskaduwee van die koninkryk van die ware God, wat deur Jesus Christus gekom het. Kom ons kyk na die ontwerp van die tabernakel, en ek aanvaar dat u reeds goed vertroud met hierdie inligting is. Ons kyk dus net oorsigtelik daarna. Ons dink dat die tabernakel seker iets soos die volgende moes gelyk het, waar dit in die middel van die kamp van die Israeliete in die woestyn gestaan het. Dit was 'n tent, gemaak van lappe en pale en klampe, en het die middelpunt van die Israeliete se bestaan gevorm. Dit het ook bekend gestaan as die tent van ontmoeting of die heiligdom. Ons weet dat die tabernakel uit 3 verskillende afdelings bestaan het, naamlik die voorhof, die heilige en die allerheiligste. Die ontwerp van die tabernakel is dan ook 'n uitbeelding van die mens se 3-in-1 ontwerp, naamlik gees, siel en liggaam. Daar kan u duidelik sien dat die voorhof of die outer court ooreenstem met die liggaam van die mens, die heilige plek met die siel en die allerheiligste met die menslike gees. Die inhoud van die tabernakel was as volg. In die voorhof, naby die ingang, het ons die altaar gevind, met daai 4 horings op, die brandofferaltaar waarop die offers, die brandoffers gebring is, die bloedoffers. Dan was daar 'n brons waskom, waar die priesters hulle self, hulle hande ensovoorts gewas het. Dan, in die heiligdom, of in die heiligste, was daar 'n goue kandelaar, die menorah, met 7 arms. En dan was daar ook die tafel met die toonbrode, as ook die wierook altaar, en dan was daar 'n gordyn, 'n voorhangsel, waar agter in die allerheiligste die ark van die verbond was, met die 2, dit was met goud beslaan, en met 2 engele of cherubim boop
wat na mekaar toe gekyk het. En binne in die verbondsark, weet ons, was daar die 2 kliptafels waarop die wet geskrywe was, 'n goue kruik met manna en Aaron se staf wat uitgeloop het met bloeisels as die getuienis wat binne in die verbondsark was. Nou die vlakke van betekenis wat ons gaan ondersoek in hierdie lering oor die tabernakel is die volgende. Die getuienis oor die tabernakel vorm deel van die Joodse Torah. Dit is die eerste 5 boeke van die Bybel. Volgens die Jode is daar 5 vlakke van interpretasie van die Torah, naamlik Peshat, Remes, Drush en Sod, sowel as Sod, van Sod. Sod is die geheime betekenisse, maar Sod van Sod was die geheim van die geheime, die heel diepste betekenis. En dan kyk ons ook na die betekenis van allegorie, en dis maar net my eie definisie. Dit is waar iets nie net is wat dit voorgee om te wees nie, maar dien as 'n simbool om 'n dieper onderliggende betekenis te verteenwoordig. Op die diepste vlak van mystieke interpretasie, wat in die Joodse esoteriek en chassidisme bekend staan as Sod of Sod, die geheim der geheime, word die tabernakel nie slegs beskou as 'n historiese tent nie, maar ook as 'n kosmiese bloudruk van die menslike liggaam en siel. Die voorwerpe wat in die tabernakel gebruik is, het dus veel meer as net een betekenis gehad. Maar in hierdie lering gaan ons slegs kyk na die letterlike betekenis, die verband daarvan met die menslike liggaam, en hoe dit die vyand se koninkryk in die mens illustreer en daarmee resoneer, naamlik die kabbalistiese boom van die lewe, oftewel die boom van kennis van goed en kwaad. Een uiterlike uitbeelding van die menslike liggaam as die tempel van God. Daar kan u sien dat die tabernakel 'n uiterlike uitbeelding van die menslike liggaam as die tempel van God was. U kan sien dat daar duidelik aangetoon word, onder tussen die bene, daar is die brandofferaltaar, die waskom min of meer by die geslagsorgane. Dan vind ons die menorah en die tafel met die toonbrode, min of meer hier in die borskas, en dan, so gaan dit op met die wierookaltaar, net so onder die keel, die gordyn of die veil, die is tussen die keel en die skedel, en dan binne in die skedel of die kop van die mens, vind ons die ark van die verbond, min of meer daar waar die brein is. Maar die namaaksel as gevolg van die saad van die vyand, ek wil dit net herfraseer, ons moet onthou dat die tabernakel die namaaksel is, en eintlik demonstreer die koninkryk van die vyand in die mens, as gevolg van die saad van die vyand in die mens. En dis baie duidelik vir ons, dat dit nie van die ware God afkomstig is, die tabernakel nie, want die altaar met die bloedoffers. Ons God is eenvoudig nie 'n God wat behaag skep in bloedoffers nie, en dit het ons reeds ook in die vorige leringe in hierdie reeks duidelik gemaak. En ons God, die ware God, Jesus Christus, woon eenvoudig nie in aardse strukture nie. So kom ons kyk na die verbondsark en sy letterlike betekenis.
verbondsark was 'n vergulde houtkis met 2 gerubs op die deksel, wat die 2 kliptafels van die wet, die goue kruik met manna en Aaron se staf bevat, wat uitgeloop het. In die menslike liggaam verwys die verbondsark na die brein, en die 2 gerubs bo-op verteenwoordig die regter en die linker hemisfeer van die brein. En daar kan jy kyk na die prentjie wat ek daar vir u ingesit het, net om vir u dit op 'n maklike manier uit te beeld, dat daar sê hulle ook, the ark is in your head. En die ooreenstemming van die brein en die kop, die skedel, met die verbondsark. Nou op die diepste vlak van esoteriese interpretasie, in die Kabbalah en Chassidisme, bekend as Sod van Sod, die geheim der geheime, is die fisiese struktuur wat direk ooreenstem met die epifise of die pinealklier, die ark van die verbond, spesifiek die presiese punt van die Shekinah of die goddelike teenwoordigheid wat tussen die 2 gerubs gehang het. Ons weet natuurlik dat daar geen goddelike teenwoordigheid was nie, maar dat dit die teenwoordigheid van die vyand was. U kan sien op daai prentjie van die brein, wat ek daar vir u ingesit het, kan u sien waar die pineale klier is, pinealklier of epifise. Dit stem dan ooreen met daai presiese plek tussen die gerubs op die verbondsark, op die versoendeksel. Op die diepste vlak van esoteriese interpretasie in die Kabbalah en Chassidisme, bekend as Sod of Sod, die geheim der geheime, stem die voorhangsel en die hoëpriester se goue voorhoofband, genoem tzitz, direk ooreen met die pituitêre klier. Kyk daar onderaan die breinstam, of by die breinstam, hang daar 'n hartagtige struktuurtjie, klein, wat die pituitêre klier is. En baie interessant om van kennis te neem is, dat die tzitz van die kopband van die hoëpriester bevat die naam Yod-Heh, Waf-Heh. Nou die inhoud van die verbondsark volgens die letterlike betekenis het ons net nou al genoem, is die 2 kliptafels met die wet, 'n goue kruik met manna en Aaron se staf wat uitgeloop het met bloeisels aan. In die menslike liggaam is die 2 kliptafels met die wet, die 2 helftes van die brein. Die kruik met die manna. Die manna is die cerebrospinale vloeistof wat vanuit die brein kom en deur die senuweestelsel reg oor die hele liggaam vervoer word. Aaron se staf is allegorie vir die breinstam en die rugmurg. Of dan die wervelkolom. Die ooreenstemming van die verbondsark met die kabbalistiese boom van die lewe, dit is natuurlik die vyand se ontwerp in die mens, sy skepping in die mens, wat meer korrek bekend staan as die boom van kennis van goed en kwaad. Nou, die verbondsark word verbind aan Kether, heel bo is die energiesentrum wat die naam het Kether, en dan die 2 gerubs stem ooreen met Chokmah en Bina. En volgens die Kabbalah is dit die volmaakte harmonisering van manlike en vroulike
goddelike energie. Ons weet natuurlik dat dit die vyand se koninkryk is en nie Jesus Christus se nie. En die absolute ontmoetingspunt waar die oneindige, in Kabbalah verwys hulle na die oneindige, die Ein Sof, ons weet dit is die vyand, in wisselwerking tree met eindige bestaan, dit is die mens, en dien as die kosmiese baarmoeder en primêre dryfkrag van die boom van die lewe, maar dit is, ons weet dit is die boom van kennis van goed en kwaad, die vyand se koninkryk. Ek weet hierdie is 'n mond vol, u moet maar die video hier stop en eers mooi weer lees en kyk dat u dit verstaan. Maar dit, volgens die Kabbalah en die diepste betekenis op die vlak van Sod of Sod, is die verbondsark met sy inhoud, stem dit ooreen met die boonste deel van die boom van kennis van goed en kwaad van die vyand, naamlik Kether, Chokma en Bina. Die ruimte tussen die vlerke van die gerubs is volgens Kabbalah, stem dit ooreen met die portaal van Dath. Dath. Want, sê hulle in die Kabbalah, God, en ons weet, daai God is in aanhalingstekens, dis nie ons God nie, het gesê, en daar sal ek, dit is die vyand met jou, Moses, saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gerubs uit, wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê, wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. So op die vlak van Sod, die diepste geheimenisse, is die ruimte tussen die vlerke van die twee gerubs, die leemte of ruimte direk tussen die uitgestrekte vlerke is Dath, op die boom van kennis van goed en kwaad van die vyand. Die kliptafels is die Torah of die wet, en dit is die manlike energie van die kabbalistiese boom van die lewe, naamlik Chokma. Dit is in die regter kolom van die boom van kennis van goed en kwaad. Die manna dui op die voeding en onderhoud, die vroulike energie van die kabbalistiese boom van die lewe, Bina, die linker kolom. En Aaron se staf, volgens Kabbalah, dui op opstanding, vitaliteit, verbinding. Dit verwys na die sentrale kolom van die kabbalistiese boom van die lewe, Jesod. Die kliptafels, die manna en Aaron se staf, is dus allegorie vir die drie-enige aard van die geestelike saad van die vyand, naamlik die vals drie-eenheid, wat die volledige geestelike kartering en genetika bevat, vir die skepping van die vyand se koninkryk in die mens, naamlik die kabbalistiese boom van die lewe, die boom van kennis van goed en kwaad. Die goue menorah met 7 arms. Letterlik was dit 'n goue kandelaar wat ritueel aangesteek moes word deur die priesters. In die menslike liggaam is dit allegorie vir die regterarm en 7 openinge van die kop, naamlik die 2 oë, die 2 ore, die 2 neusgate en mond. Met verwysing na die kabbalistiese boom van die lewe, die boom van kennis van goed en kwaad, verwys die menorah na Shezet, die regterkant van die kabbalistiese boom van die lewe, en dit verteenwoordig die laagste 7 energiesentra van die Sefirot. Die tafel met die toonbrode. In die menslike liggaam verwys dit na die linkerarm en spysverteringsstelsel of maag. En die korrelasie met die kabbalistiese boom van die lewe is Gevurah, met ander woorde die linker kolom van die kabbalistiese boom van die lewe, wat eintlik maar die boom van kennis van goed en kwaad van die vyand is. Die goue wierook altaar. In die menslike liggaam verwys dit na die hart en longe.
En met verwysing na die kabbalistiese boom van die lewe, na Tiferet, die sentrale kolom. Die brons waskom. In die menslike liggaam verwys dit na die voortplantingsorgane en in die kabbalistiese boom van die lewe na Jesod, die sentrale kolom. En die buitenste brons altaar verwys in die menslike liggaam na die spysverteringsafval, met ander woorde dit gaan na die anus se kant toe, die voete of vel. En die kabbalistiese boom van die lewe is dit verbind aan Malkut, wat die Kabbalah noem die koninkryk. En op die diepste vlak van Sod verwys dit na die kosmiese baarmoeder. So dis duidelik vir ons bruid van Jesus Christus dat die tabernakel se inhoud belyn is met die anatomie en organe van die menslike liggaam. Maar jy moet nou net heeltyd onthou dat die tabernakel is die vervalste weergawe van die vyand wat gebaseer is op Jesus Christus se waarheid. Dan weet ons ook nou dat die tabernakel se inhoud word belyn met die endokriene stelsel van die menslike liggaam. Want dis baie duidelik as jy nou bietjie hierdie prentjies gaan bestudeer, dat elkeen van die 7 chakras, wat jy daar kan sien, op die prentjie wat sê 7 gates on the Kabbalah Tree of Life aligned with the chakras, daai 7 chakras is, elke een is belyn of in ooreenstemming met 'n belangrike klier in die menslike liggaam. Daar kan ons sien in die kop is dit die pineale klier, die pituitêre klier, dis die tiroïedklier, as ons afgaan dan die thymusklier, dan die kliere by die voortplantingsorgane en ook die pankreas en laastens ook onder by die anus, dit word nou nie daarop aangedui nie, is daar ook baie belangrike kliere. So die werklike boom van die lewe van Jesus Christus word ook verbind met ons kliere, ons endokriene stelsel, en dit is hoe die wonder van die skepping van God in ons liggame beheer en vir ons liggaam eintlik sê wat om te doen en vir ons kliere en vir die senuistelsel etc. Maar hierdie wat ons kry in die Torah van die tabernakel is die vyand se vervalsing daarvan op grond van die vyand se saad in die mens wat ontkiem het en gestalte gegee het aan sy boom van kennis van goed en kwaad in die mens. So hier kan ons sien hoe die tabernakel dan ook belyn word met die kabbalistiese boom van die lewe, die boom van kennis van goed en kwaad. Daar kan u sien die belyning. En ons hoef nie 'n detail studie van hierdie te maak nie. Dis maar net dat u van dit bewus kan wees en weet hoe dit aan mekaar steek. Nou die tabernakel is ook belyn met die 4 wêrelde van die kabbalistiese skepping en u sal onthou by die definisies het ek vir u gesê, as ons praat van skepping, dan bedoel ons die vyand se skepping in die mens, deur sy saad, wat deur die sondeval in die mens ingekom het, en dan tot gevolg gegee het, dat die boom van kennis van goed en kwaad in die mens ontwikkel het. Die tabernakel was in 3 afsonderlike afdelings verdeel, en die Kabbalah koppel hierdie aan die wêrelde van skepping, sowel as die anatomie van die menslike bolyf en die vlakke van die siel. So die allerheiligste van die tabernakel word verbind aan die wêreld van Atziluth, julle kan dit sien daar op die prentjie, die heel boonste deel. Die heilige word verbind aan die wêrelde van Bria en Yetzira, en die buitehof of die voorhof van die tabernakel word verbind aan Azaja. Dis die onderste deel van Malkut, heel onder.
Nou weer eens sê ek vir u, en u moet nou na hierdie prentjie kyk en weet dat dit is eintlik ook 'n hoogs okkultiese prentjie. Maar u weet, as ons die gawe van onderskeiding van die Heilige Gees in ons het, dan kan ons hierdie goed vat wat die vyand, dit is die geheime verborge kennis van die vyand, maar ons kan dit vat en ons kan onderskei wat die waarheid van Jesus Christus is. En hierdie prentjie beeld maar net vir my baie duidelik uit, dat in die Kabbalah natuurlik word daai boonste boom, die een wat so perserig daar is, word uitgebeeld as die boom van die lewe, en dan die onderste een as die boom van dood, the tree of death. Maar ons weet, dit is absoluut die teenoorgestelde. Ons weet dat Jesus in ons is die boom van die lewe, en die vyand, die Satan, se afbeelding daarvan, of sy nabootsing daarvan, wat uit sy saad ontkiem het, is die boom van dood, of die boom van kennis van goed en kwaad. Maar dit dui tog duidelik vir ons hierso, op hoe die boom van kennis van goed en kwaad van die vyand, wat ook bekend staan as die kabbalistiese boom van die lewe, eintlik 'n voorafskaduwee is van die ware boom van die lewe in ons, naamlik Jesus Christus in ons. So dit is soos twee kante van dieselfde munt, maar dit is nie dieselfde munt nie, dit is, die een is 'n afbeelding of 'n nabootsing gemaak deur die vyand, en die ander een is die ware boom van die lewe in ons, wat Jesus Christus in ons is. Nou, die tabernakel volgens die Zohar is ook 'n geestelike energienetwerk, of was 'n geestelike energienetwerk vir die Israeliete. Kom ons lees wat staan in die Zohar. Die tabernakel was nie net 'n woonplek vir die goddelike teenwoordigheid op aarde nie. Nou, hulle verwys na die goddelike teenwoordigheid, maar ons weet dit is die ongoddelike teenwoordigheid. Maar dit was ook 'n brug tussen die hoër en laer wêrelde, wat die vloei van goddelike, dis ongoddelike, weet ons, energie, na die materiële sfeer moontlik gemaak het. U moet maar die video telkens net pause of stop, en dan weer lees wat ek hier vir u uiteengesit het, want dit is 'n mondvol. So, die tabernakel was 'n fisiese manifestasie van die goddelike, maar dis eintlik die ongoddelike teenwoordigheid, wat hemel en aarde verbind, en die Israeliete in staat stel om op 'n dieper vlak met die goddelike om te gaan. Dit is nou volgens die Kabbalah. Maar ons weet, as die Kabbalah praat van goddelike, dan weet ons, dit is die ongoddelike waarna verwys word. Op die vlak van Sod beskou Kabbalah nie die tabernakel as 'n statiese gebou nie, maar as 'n dinamiese, lewende energienetwerk of kosmiese antenna. Volgens die Zohar en Luriaanse Kabbalah het dit 'n energienetwerk geword deur 'n presiese meganisme van resonansie, filtrering en aarding, wat ontwerp is om die oneindige lig, dis natuurlik die bose krag van die vyand, na die fisiese werklikheid te kanaliseer. Kom ons kyk na die stap vir stap metafisiese proses. Metafisies beteken bonatuurlike proses van hoe hierdie netwerk geaktiveer en in stand gehou is. Ons sal kyk na resonansie deur strukturele simmetrie, metafisiese bedrading, aktivering deur menslike aanbidding as die katalisator, en na die vortex met die cherubim, die engele, as senders. Eerstens resonansie deur strukturele simmetrie. Vir 'n energienetwerk om te werk, moet die ontvanger, en dit is in hierdie geval die menslike liggaam, perfek ingestem wees op die frekwensie van die sender, en dit is die vyand. Die tabernakel is gebou volgens presiese strukturele verhoudings, afmetings en materiale, wat die strukturele bloudruk van die 10
energiesentra of Sefirot van die kabbalistiese boom van die lewe in die mens perfek weerspieël het. Omdat die fisiese afmetings van die tabernakel perfek ooreengestem het met die geestelike afmetings van die kabbalistiese boom van die lewe in die mens, is 'n toestand van simpatiese resonansie bereik, wat 'n geslote kringloop van goddelike, maar dit is ons weet bose energie tussen die vyand en die Israeliete geskep het. Kom ons kyk hoe werk simpatiese resonansie. Een vibrerende voorwerp dwing 'n ander voorwerp naby daaraan om teen presies dieselfde frekwensie te vibreer, sonder om dit eers aan te raak. 'n Voorbeeld van simpatiese resonansie is waar twee identiese stemvirke op 'n tafel gestem op presies dieselfde musikale noot, kom ons sê 'n A-noot. En dan slaan jy die eerste stemvirk. Dit begin vibreer en sing. Skielik begin die tweede stemvirk, sonder dat jy daaraan geraak het, vanself vibreer en sing. Waarom? Omdat die klankgolwe van die eerste virk deur die lug beweeg en die tweede virk getref het. Omdat die tweede virk reeds van nature so gebou was, dat dit teen presies dieselfde spoed vibreer, het dit die energie opgevang en saam begin vibreer. Dit is presies, voor ons aangaan na die volgende stap is, dit is presies wat gebeur het met die tabernakel, omdat dit presies op dieselfde manier gestruktureer en gebou is, as die kabbalistiese boom van die lewe van die vyand in die mens, kon die aanbidding wat gepaard gegaan het met die tabernakel, dan die vyand se koninkryk in die mens ook aktiveer met natuurlik die gepaardgaande ontwaking van die Kundalini in die Israeliete. Die metafisiese, dit is bonatuurlike bedrading, was die gordyne en voetstukke. Die fisiese komponente het as aktiewe stroombaan komponente opgetree. Transformers, transformators, weerstande en kapasitors. Die gordyne was transformators wat spanning verlaag en as geestelike filters dien. Hulle verlaag die hoë frekwensie geestelike spanning. Die 50 goue hakkies het die 50 poorte van begrip verteenwoordig, wat as die sentrale logiese poorte van die energienetwerk gefunksioneer het, en die vloei van goddelike, maar dit is eintlik ongoddelike bewussyn na die heiligdom geaktiveer het. Die silwer voetstukke aan die voet van die balke het gedien as 'n aardingsdraad, wat die enorme geestelike lading veilig in die fisiese rotsbodem van die woestyn geanker het. Die aktivering was menslike aanbidding as die katalisator. 'n Energienetwerk het 'n vonk nodig om geaktiveer te word. Die fisiese struktuur was slegs die masjinerie. Die menslike siel was die elektriese stroom. Die vonk wat die energienetwerk aan die brand gesteek het, was die kollektiewe menslike begeerte of aanbidding. Van die Israeliete het hulle goud, silwer en koper geskenk, met absolute oorgawe en eenheid. Die aktivering was menslike aanbidding as die katalisator. Die kringloop in hierdie energienetwerk is gesluit, toe die hoëpriester die netwerk met presiese meditatiewe voorneme betree het. Hy het as 'n lewendige leier opgetree. Deur homself op die Sefirot in te stem, het hy die kringloop gesluit. Daarom het 'n fisiese vuur uit die hemel neergeskiet om die offers te verteer. Die netwerk het suksesvol 'n straal rou geestelike energie afgetrek. Die vortex of draaikolk. Die gerubs as oordraers.
Die absolute episentrum van hierdie energienetwerk was die ruimte tussen die vlerke van die twee gerubs bo op die verbondsark. Die gerubs het die volmaakte versmelting van die regterkolom, dit is die manlike energie, en die linkerkolom, die vroulike energie, verteenwoordig. Wanneer hierdie twee polariteite in volmaakte balans was, het hulle 'n metafisiese vakuum, dis 'n bonatuurlike vakuum of nulpuntveld tussen hulle vlerke geskep. Die vortex of draaikolk, die gerubs as oordraers, hierdie gelokaliseerde verwringing in die weefsel van ruimte en tyd, het die presiese netwerkkoördinaat geword waarvandaan die oneindige, nie ruimtelike stem van God, maar ons weet dit is die vyand, kon saamsmelt tot 'n fisiese klankgolf wat vir Moses hoorbaar was. Die daaglikse onderhoud van hierdie geestelike energienetwerk. Die energienetwerk van die tabernakel was nie selfonderhoudend nie. Soos enige gevorderde elektriese netwerk het dit daaglikse afstelling, brandstof en balansering vereis om te verhoed dat dit kortsluit of uitbrand. Hierdie daaglikse instandhouding is deur die priesters uitgevoer deur middel van twee gelyktydige metafisiese handelinge elke oggend en aand, naamlik die aansteek van die menorah en die brand van die wierook, waardeur die primêre kragte van die heelal, dis natuurlik van die koninkryk van die vyand, bestuur is. Die daaglikse voorbereiding en aansteek van die menorah was die proses om die netwerk se geestelike frekwensies te stem. Die wierook was die skild en verbinding. Dit het die geestelike geraas of negatiewe weerstand uitgeskakel. Die wierook het die krag van binding besit. Die 11 verborge speserye van die wierook het die unieke metafisiese eienskap gehad om die fisiese wêreld direk aan sy absolute geestelike bron te verbind. Die rook van die wierook het opgetree soos geïsoleerde rubber om 'n lewendige hoë spanningsdraad. Dit het onmiddellik enige negatiewe energie geneutraliseer en verlam, wat probeer het om energie uit die tabernakelnetwerk te tap. Die gesinkroniseerde kringloop, oggend en aand. Volgens Exodus 30 vers 8 moes die aansteek van die lampe van die menorah en die brand van die wierook gelyktydig plaasvind. Die oggenddiens wat by sonsopkoms uitgevoer is, het die sensitiwiteit van die netwerk verhoog, om die toenemende daglig op te vang en die menslike bewussyn voor te berei om goddelike, ons weet is ongoddelike, inspirasie te ontvang. Die aanddiens wat teen skemer toe die donker inval uitgevoer is, het die netwerk se energieke skilde versterk en die kamp van Israel tydens die kwesbaarheid van die nag beskerm. Nou kyk ons hoe die tabernakel as 'n geestelike antenna en energienetwerk belyn is met die kabbalistiese boom van die lewe en verligting in die mens. Die tabernakel het gedien om die oordrag van goddelike, maar ons weet dis bose lewenskrag dwars deur die skepping in die mens te bevorder. Dit is omdat die vyand en Israel die prototypes vir elke sender en ontvanger was. Wanneer die kommunikasiekanale tussen hulle oop en aktief was, het die hele skepping, dit is die boom van kennis van goed en kwaad in die mens, daarby gebaat. So die koninkryk van die vyand, die boom van kennis van goed en kwaad in die mens, is geaktiveer en versterk en opgerig deur die tabernakel as energienetwerk. Op die vlak van Sod is die tabernakel dus 'n kosmiese spieël. Die tabernakel het beide die makrokosmos, dit is die vyand se koninkryk buite die mens, en die mikrokosmos, sy koninkryk binne in die mens, volmaak weerspieël. Hierdie belyning het dit moontlik gemaak
dat die teenwoordigheid van die vyand in die menslike liggaam verlig kon word, terwyl die Israeliete in en te midde van die tabernakel aanbid het. Nou kom ons by die afsluiting van hierdie lering. Ten slotte, die ware God Jesus Christus woon nie in fisiese strukture wat deur mense gemaak is nie, maar hy het sy tempel binne in elke mens, deur sy lewensboom, die boom van die lewe wat in die menslike brein ontstaan, en lewe gee aan ons volledige gees, siel en liggaam. Die vyand het die ontwerp van God in die mens, die boom van die lewe vervals, deur middel van sy saad en as gevolg van die sondeval, wat tot die boom van kennis van goed en kwaad in die mens gelei het. En hy het dit gedoen ten einde aanbidding vir homself in die mens te verkry. Die tabernakel is presies volgens die ontwerp van die vyand, se boom van kennis van goed en kwaad gebou, sodat hy, die vyand, 'n geestelike teenwoordigheid onder sy mense, die Israeliete, kon hê. Die vyand is steeds besig, en hierdie is die belangrike van hierdie lering, bruid van Jesus Christus, hy is steeds besig om sy tabernakel, die kabbalistiese boom van die lewe, naamlik die boom van kennis van goed en kwaad, in mense te aktiveer en te versterk, met die doel om 'n punt van volkome simpatieke resonansie te bereik, wanneer hy dan in staat sal wees om die menslike liggaam as 'n geestelike antenna vir homself te aktiveer, met 'n aktiewe Kundalini gees, dit is die antichrist in die mens. Kyk gerus na daardie prentjie wat ek vir julle daarby gesit het, wat die Merkaba liggaam uitbeeld, en dit is die liggaam van die mens, wat volkome geaktiveer is, as 'n geestelike antenna vir die vyand. Hoe kry die vyand dit reg? Hy kry dit reg deur leuns, deurdat die mens leuns glo, en valse aanbidding praktiseer, en deurdat die vyand in dualisme, deurdat die mens in dualisme is, en nie uit die leuns van die vyand uit wil kom nie. Ons lees in die Zohar ten slotte. En onthou wat ek vir julle aan die begin van hierdie lering gesê het. Ons lees nie die Zohar om waarheid te kry nie, want ons weet dis leuns, ons weet dis okkulte kennis. Maar deur die gawe van onderskeiding van die Heilige Gees in ons, kan ons die leuns vat, en ons kan die waarheid daaruit distilleer, en die waarheid sien, want die vyand se leuns is bloot 'n afbeelding en 'n namaaksel van God se waarheid, van die ware God se waarheid. So die tabernakel, sê die Zohar, was die fisiese manifestasie van die verbond tussen God, maar dis die vyand, weet ons, en Israel, 'n plek waar die goddelike, maar ons weet dis die onheilige teenwoordigheid onder die volk kon woon. Deur die goddelike, maar ons weet dis die bose instruksies vir die bou van die tabernakel te volg, het die Israeliete 'n ruimte geskep waar hemel, maar ons weet dit is 'n verwysing na Lucifer en die gevalle engele, en aarde, dit is die mense, mekaar kon ontmoet, wat hulle in staat gestel het om nader aan die heilige, maar ons weet dit is die bose te kom. Die tabernakel was nie bloot 'n heiligdom nie, sê die Zohar, maar 'n plek van goddelike, maar ons weet dis bose ontmoeting. En hierdie is die belangrike, waar die geheimenisse van die skepping, dit is die skepping van die vyand se koninkryk in die mens, onthul kon word. In die volgende deel van hoofstuk 3, naamlik deel 5, sal ons ondersoek hoe die ontwerp van die tabernakel die geheimenis openbaar van wat tydens die val van die mens gebeur het, toe die vyand sy koninkryk, sy skepping, naamlik die boom van kennis van goed en kwaad, in die mens gebou het, deur sy saad in die mens te plant. Ons gee alle eer en heerlikheid, soos altyd, aan die Heilige Gees van Jesus Christus, ons verlosser, wat in ons woon, en wat onlosmaaklik deel is van ons. Dankie Jesus. Bruid van Jesus, teken asseblief in op ons kanaal,
Skakel kennisgewings aan en like hierdie teaching en deel dit asseblief met soveel as moontlik gelowiges in Jesus Christus. Vir 'n liefdesoffer kan jy bloot klik op die skakel na ons webblad in die beskrywingsboks hieronder en dan klik jy bloot op skenkings. Ons sal dit baie waardeer. Dankie Agape Liefde, Deidre Pieterse, Ignited in Christ, Suid-Afrika.